Pootstories met Yvette. Eisige goeiemôre my pootvriende. Ek het baie goeie nuus. Jill gaan vandag huis toe. Jill is die een wat daar kruisligamente geskeur het. Sy het die TTI operasietjie gehad. So ja, sy het baie mooi vinnig herstel. So ons dink sy sal sommer binnekort weer daai been 100% weer gebruik. So sy gaan huis toe, ek gaan vir julle 'n videoetjie van haar aansit. OK, en dan Tucker is die jolkie seentjie wat heeltemal verpletterd was. So sy regter agterkantste been was gebreek. Sy twee pelvisse, sy hele pelvis gebreek, al twee kante links en regs. So dokter het reeds die been reggemaak met 'n plaat en skroewe. Hy het die linkerkantste pelvis al herstel en dan vandag gaan hy die regterkantste pelvis vassit aan die ruggraatjie want hy is heeltemal los. Ek gaan vir julle 'n bietjie beter ekstrale opsit want die ekstrale het ek laas noudag opgesit. Dit is nie so duidelik gewees nie. So ek het nou beter is gekry by dokter. So ek gaan dit nou vir julle opsit om te wys. Ag sies tog, hy is regtig in soveel pyn. Maar hy doen soveel beter, ons hou hom heeltemal verdoof en nie heeltemal verdoof nie, maar hy kry baie goeie pynmedikasie. So ja, dokter maak seker sy pyn is absoluut op die minimum, want dis waaroor dit gaan. Mens moet pyn wegvat van diere af, probeer om hulle so gemaklik as moontlik te hou. So hopelik vandag is dit sy laaste operasie en ja, en dan kan hy binnekort huis toe gaan en dan begin die herstelproses. OK, dan wil ek julle vertel van Phoebe. Phoebe is ook 'n Jack Russelltjie. Sy het gisterand ingekom. Die mooiste dingetjie. Ek gaan vir julle videoetjies van haar opsit. Sy het die mooiste gesiggie, maar een lewendige bolletjie energie daai. O my vragtig, sy spring en al is daai been gebreek, jy moet net keer sy wil net spring en oralste hardloop. Ja, sy is regtig 'n lewendige girl daai. Nou wat gebeur het, sy's 'n plaashondjie en toe hulle bediende by die werk kom gister, toe spring sy op in die bediende se arms in want sy's baie lief vir haar en toe val sy agteroor en dis toe nou waar sy haar been mors afbreek. En ek sê vir julle ekstra wys, shame. Haar mamma is ongelooflik ontsteld en baie bekommerd. Ek het lanklaas iemand gesien wat so ontsteld is oor 'n hondjie wat seer gekry het. Dit is vir hulle 'n verskriklike swaar storie. Maar sy is in goeie hande en hulle weet dit. So sy word vandag opereer. So dokter sal vandag vir haar 'n plaat insit en daai beentjie regmaak. Maar sy gaan verseker 'n paar dae by ons bly want sy is hopeloos te lewendig. Plaas is te groot, sy gaan daar nonsens aanjaag en ons hou haar liewerste hierso vir 'n paar dae laat sy net bietjie die herstelproses net 'n entjie vorentoe is want ja, sy's te lewendig. OK, en toe nou gister, julle weet ek werk in die wetshop in die middag, so tussen 3 en 7 in die aand in die week en elke tweede naweek is ek in die wetshop. So toe kom daar 'n vrou in, toe sê sy soek asseblief 'n borsluisbehandeling vir haar hondjie want sy het 'n borsluis op die hond gekry. Maar gelukkig is dit die groot grys vet borsluis en nie die klein rooietjie nie. Maar sy wil liewerste nou vir haar hond borsluis behandeling kry. Toe besef ek, nee, laat ek vir julle vandag vertel van borsluiskoors. Want ek glo nie almal verstaan lekker hoe dit werk nie. Ja, ek wil liewerste vir julle verduidelik wat is borsluiskoors, hoe dit werk en wat doen soos Prevecto en Nexgard. Wat is hulle doel in hierdie hele scenario? OK, wat is borsluiskoors? Eerste plek kry mense virus. Virus is piepklein en hy het nodig om in 'n sel te wees om homself te vermeerder. Hy kan nie buite 'n sel vermeerder nie. So hy moet binne 'n sel wees en homself vermeerder. 'n Bakterie is 'n klein organisme wat sy eie orgaantjies het. Weet soos 'n
'n wand en die kern. Julle weet ons het daai goed mos op biologie geleer toe ons op laerskool al was. So hy kan homself vermeerder buite 'n sel. Dis hoekom jy antibiotika kan gebruik, maar antibiotika maak 'n bakterie dood. Want hy's buite 'n sel. So jy kan hom doodmaak. Nou wat 'n borsluiskoors is, die siekte borsluiskoors is 'n parasiet. Hulle noem dit Babesia. So hy's ook amper soos 'n bakterie, maar hy's nie 'n bakterie nie. Okay. So wat hy moet doen, hy het sy eie, kom ons sê orgaantjies. So hy moet binne in 'n rooi bloedsel wees om te kan vermeerder. Okay. Nou die doel van 'n rooi bloedsel, kom ons praat nou net van 'n hond. Dit natuurlik kan katte dit ook kry, maar ek gaan nou met julle verduidelik in 'n hond. So die rooi bloedsel se funksie in die hond se liggaam, hy is weet soos 'n delivery, soos courier guy. So hy lewer die suurstof oralste in die liggaam af. So dit is die rooi bloedsel se job, om suurstof die hele liggaam vol te vat. Nou kom daai parasiet wat Babesia genoem word, gaan sit in die rooi bloedsel en hy vermeerder. En soos hy vermeerder, vat hy die rooi bloedsel oor en hy vernietig hom. Okay. So dit beteken as daai parasiet in soveel rooi bloedselle is. So nou is hy in die rooi bloedsel, vermeerder en hy bars oop en nou is daar baie meer van hulle wat buite die rooi bloedsel nou is. Dan gaan hulle weer in ander rooi bloedselle in. En dit beteken dat die hond al hoe minder suurstof gaan kry. En dis hoekom dit so gevaarlik is. Alright. Nou wat gebeur as 'n hond borsluiskoors het? Wat is die tekens? So eerste plek wat jy gaan kyk, hy word lethargic. Hy's moeg, hy lê net, hy's lam. En dan kry hulle koors. Baie keer het hulle koors en jy weet as 'n hond koors kry, wil hy nie eet nie. Okay? En dan die tandvleise raak wit, bleek, so dit beteken daar kom al klaar nie suurstof daar uit nie. En sy urine is amper soos 'n koukkleur. As dit daai kleur is dit al baie ver gevorder. Dan dit raak 'n donker kleur. So asseblief hou jou hond dop as hulle hierdie tekens wys, dadelik veearts toe. Want antibiotika, as jy nou dink, okay, ek gaan vir my hond sommer pilletjies gee wat ek nog oor het, my hond laas siek was by die dokter en sulke goed, gaan nie help nie, want antibiotika maak nie daai parasiet dood nie. Nou die medisyne wat dokter gee, spuit hy die hond mee in en dit bly nou in die hond se liggaam, in sy bloed vir 'n paar dae. En daai parasiet, as hy nou uit die rooi bloedsel uitbreek en hy is nou buite die selle, dis wanneer daai gif wat die dokter nou inspuit. Ons noem dit 'n gif want hy maak dood. Maak hy daai parasiet dan dood. Alright. Ek hoop julle verstaan dit nou. Nou, wat is Provecto? Kom ons praat van Provecto, jy kry Nexgard. Moet asseblief nie by die supermark goed koop en dink dit gaan help nie. Nee, asseblief. Besoek ons liewers by 'n wetshop of by 'n veearts self en kry die regte beskerming. Nou, dink aan die borsluis as 'n taxi. So, die borsluis dra hierdie parasiete met hom saam. So, hy het op 'n ander hond gesit, of op 'n bees gesit, of waar hy ook al gesit het, of op 'n perd, no matter where, het hy nou gevoed op hom, sy bloed gedrink, afgeval, en nou beweeg hy. Nou is hy vol van hierdie Babesia, hierdie parasiet. Nou klim hy op jou hond, en hy hoek vas aan jou hond, en hy suig jou hond se bloed, en dan sit hy die parasiet in jou hond se liggaam, en dis nou waar, hoe die parasiet in jou hond kom, en dan in jou hond se rooi bloedsel ingaan, en daar begin die moeilikheid, sodra dit in die rooi bloedsel is. Nou wat Provecto doen, is,
hy keer dat daai taxi se deure oopgaan. Hy hou daai deur toe van hierdie taxi, sodat daai parasiete nie kan uitklim nie. Alright. So, dit is gif wat is 'n aktiewe bestanddeel wat in Bravecto of Nexgard is, wat in jou hond se bloed gaan. Soos Bravecto kry jy die spot-on wat vir 6 maande daar in die hond se bloedstroom kan bly. Jy kry die koudtablet wat 3 maande bly, en dan die ander produkte soos Nexgard Spectra, Nexgard Spectra, Simparica, al daais bly dan 'n maand. Alright, so dis baie belangrik, nommer 1, moenie die maande skiep nie. Moenie dink dis winter, daar's nie borsluise nie. Nee my vriende, dit is onwaar. Ons kry borsluiskoors in die winter ook, want die parasiete is nog steeds aktief. Hulle is net baie stadiger miskien, maar hulle is nog steeds aktief. Nou wat Bravecto doen, daai gif maak die borsluis dood, né? Hy val die borsluis se senuweestelsel aan en dan vrek die borsluis. So hy maak nie die parasiet dood nie, hy maak nie Babesia dood nie, hy maak die borsluis dood. So as hy aan die hond vassit en begin voed, dan keer Bravecto, dat hy deure oopgaan. Die taxi, die borsluis, die taxi, se deure oopgaan dat die parasiet kan uitklim. Ok, ek hoop julle verstaan dit. So dit is 'n voorkoming dat die parasiet Babesia nie in die hond se bloedstroom kom nie. So Bravecto bly in die bloedstroom en dit maak die borsluis dood. En dan kry jy goed soos shampoos, vlooipoeier, borsluispoeiers en al daai goed. Julle, dit werk nie. Al wat dit doen is 'n repellent. So met ander woorde, dit gaan die borsluis laat afval of afklim, want hy hou nie van dit nie. Gaan hom nie doodmaak nie. So hy val af en klim weer terug. So asseblief julle, belangrik met al die weer wat nou so is. Na die reën broei hierdie borsluise uit like crazy. En julle weet, een borsluis maak miljoene nuwe borsluisies. So dit is regtig lewensbelangrik om julle honde en julle katte te beskerm teen borsluise, sodat daai borsluis nie daai parasiet kan oordra nie. So hou dop, as jou hond lethargic is, koors begin kry, tandvleise raak wit, asseblief, dit is nodig. Bring net asseblief veearts toe, hy prik die oortjie, vat 'n bloedsmeer en dan kan hy in daai bloedsmeer, want daai parasiet is mikroskopies klein, dan kan hy op daai bloedsmeer sien, en hy kan bepaal hoe ver is dit al gevorder, weet hoe ernstig is dit, en dan moet hy die hond behandel, soos ek julle nou vroeër beskryf het of vertel het hoe dit werk. Ek hoop dit maak nou 'n bietjie meer sin vir julle. Vra my in die comments as daar iets is wat julle nie verstaan nie, wat ek nie reg verduidelik het nie, of miskien iets wat julle nie van bewus is nie. Laat weet my of dit julle help. Ek sal dit waardeer as julle my bietjie terugvoer gee asseblief. Ek weet nie of geniet julle my stories nie. Kry julle enige nut uit dit uit? Asseblief, dit sal gaaf wees, want elke dag wat hier in ons hospitaal gebeur en dinge wat ek self teekom, dan besef ek, okay, mense weet nie dit nie, of kom ons gesels oor dit, so dis hoe ek my onderwerpe kry om oor te gesels, so dit is nie vooruit beplan nie, dis maar wat hierdie dag gebeur, en dan besluit ek om daaroor te gesels. Okay, ek gaan vir julle die videoetjies aanheg van die 3 wat hier in die hospitaal is, en wat huis toe gaan, en wat nog geopereer moet word, dan sal ek julle weer môre sien, en onthou, elke poot het 'n storie, en elke storie verdien hoop.